Maar kom ons lees saam uit Lukas 20, vers 20 tot 26 en ek gebruik die 2020 vertaling. Hulle het sake fyn dopgehou, dis na die skrifgeleerdes en die fariseërs en spioene gestuur wat voorgegee het dat hulle opreg is, sodat hulle hom op grond van een of ander uitspraak kon vastrek en om sodoende aan die owerheid en die gesag van die prokurator kon oorlewer. Hulle vra hom toe, Meester, ons weet dat wat u sê en leer reg is. U neem nie die aansien van persone in aanmerking nie, maar leer die weg van God waarheidsgetrou. Is dit toelaatbaar dat ons belasting aan die keiser betaal of nie? Maar Jesus het deur hulle listigheid gesien en vir hulle gesê, wys vir my 'n denarius, dis die muntstuk van die tyd. Wie word daarop afgebeeld? En wie se inskripsie staan daarop? Hulle antwoord, die keiser se. Toe sê hy vir hulle, gee daarom aan die keiser wat hom toekom en aan God wat hom toekom. Hulle kon hom glad nie vastrek op grond van wat hy voor die volk gesê het nie. Verbaas oor sy antwoord, het hulle stil gebly. Nogal 'n interessante teks, iets wat 'n mens nie noodwendig verwag wat in die skrif sal voorkom nie. Maar hierdie teksgedeelte speel af min of meer in die laaste tyd van Jesus se lewe op aarde en die spanning is besig om baie hoog te loop, veral onder die skrifgeleerdes en die fariseërs. En ons gaan sien wat hulle probeer doen. So daar is 'n paar rolspelers in hierdie gedeelte. Daar is spioene wat werk vir die skrifgeleerdes, die fariseërs. Daar is Jesus as leermeester wat die gesag van God het. En Stefan en Dirk het vir ons oor die afgelope paar weke gepraat oor daardie gesag wat van God afkom. Daar is die volk en hulle verwagting wat hulle het. En dan is daar ook die Romeinse owerhede. Die skrifgeleerdes hou vas aan hulle mag. Hulle was die geestelike leiers van die volk. En omdat Jesus nou so bietjie op hulle terrein is, voel hulle onrustig en daarom wil hulle van hom ontslaa raak. Maar hulle sit met 'n probleem. Jesus is baie populêr onder die volk. En dit skep hierdie frustrasie by hulle. So dit gaan nie so maklik wees om van ons ontslae te raak nie. En daarom probeer hulle al hierdie verskillende triks om Jesus te probeer vastrek en vasvra. En een van hierdie triks is natuurlik 'n prentjie wat selfs vandag in ons tyd so 'n bietjie sensitief kan wees, is belasting. Maar in die tyd van die Jode was belasting nie net 'n ekonomiese vraag nie. Dit was 'n politiese en 'n godsdienstige vraag gewees. Die Jode het belasting aan die Romeinse ryk betaal, wat basies beteken het dat hulle nou aan hierdie ander nasie geld betaal, sodat hulle op hulle eie grond kan bly. Hierdie wêreldmag vat hulle geld, en dis vir hulle 'n probleem, want die geld moet eintlik aan God behoort. So dit is hierdie vreeslike politiese, ekonomiese, godsdienstige saak vir hulle. En daarom was daar in die tyd ook baie gewelddadige proteste gewees teen wat hierdie Romeine probeer doen. En dan sê Jesus nou, betaal aan die keiser. Die volk het die verwagting gehad dat die Messias nie net 'n ekonomiese leier gaan wees nie, hy gaan hulle bevry van hierdie mag van die Romeinse ryk. So hulle verwagting was so gesteld op die ekonomiese en politiese vrymaking dat hulle vergeet het wat die doel van die Messias eintlik behoort te wees, verlossing op 'n geestelike vlak. So geen wonder die fariseërs probeer Jesus vasvra oor belasting nie. Want as Jesus nou sou sê, betaal belasting, gaan hy sy populariteit by die mense verloor en op daardie manier kan die geskrifgeleerdes dan hulle mag behou.
En as Jesus nou sou sê, moenie belasting betaal nie, dan het die skrifgeleerdes 'n manier om hom oor te lewer aan die Romeinse ryk, want dan kan hulle sê hy is besig om die volk op te sweep teen die Romeinse mag, en dan kan hulle hom doodmaak. Dit is natuurlik later wat wel gebeur, die leuns wat hulle oor Jesus vertel, wat tot sy dood lei. En miskien moet ons vandag vir ons ook vra of ons nie dalk soms soos die fariseërs is nie. Hou ons vas aan mag of die idee van mag? Is ons dalk nie skynheilig, juis om mag te kry nie? Ons leef in 'n wêreld waar godsdiens gebruik word om mag te kry en te behou. Of dalk is ons soos die volk. Het ons nie dalk sekere verwagtinge van hoe Jesus moet wees, of hoe ons dink hy behoort op te tree nie, sodat ons lewe makliker kan wees nie. Maar die skrifgeleerdes hou nie tred met Jesus nie. Hulle maak die fout dat hulle dink iets moet of aan die keiser of aan God behoort. Dat dit nie moontlik is dat daar iets terselfdertyd aan al twee kan behoort nie. En dalk maak ons ook daardie fout. En juist daarom word Jesus se illustrasie met die muntstuk so belangrik. Die Jode gebruik die geld van die Romeinse ryk. Die keiser se gesig is op die geld gegiet. Hulle is deel van die ekonomie van die ryk. Daar is 'n verpligting wat nagekom moet word, omdat hulle deel is van die Romeinse ekonomie. Maar die skrifgeleerdes sê ook dat hulle kinders van God is en hom dien. Daarom behoort hulle ook gehoorsaam aan God te wees. Is ons nie vandag in dieselfde bootjie nie. So, ek gaan myself nou hier onderbreek vir die gespreksmoment, en ek is heeltemal bewus daarvan dat ek vergeet het van lofprysing. Ons gaan daarby uitkom. Miskien wil ek net hierdie belasting verby kry. So, ek gaan myself nou onderbreek vir die gespreksmoment. Hier is 'n paar vrae. Asseblief draai na mense om jou, naby jou, trek mense in en gesels 'n bietjie oor hierdie 3 vrae. Wat in hierdie teksgedeelte laat jou ongemaklik voel? Is daar iets wat jou ongemaklik laat voel? Waaroor is jy verbaas? Wat dink jy moet aan God gegee word? Ek gaan julle so 'n paar minute daarvoor gee, gesels lekker saam. So, wat behoort aan die keiser? Of wat kom hom toe? Is daar iets wat net aan die keiser behoort? In Romeine 13 vers 1 lees ons die volgende, en ek dink dis een van die tekste wat Dirk ook na verwys het, toe hy gepraat het oor Jesus se gesag. Laat elke mens onderdanig wees aan die gesaghebbers wat oor hom gestel is. Want daar is geen gesag wat nie van God afkomstig is nie. En die wat daar wel is deur God ingestel. So, belasting behoort aan die keiser. In ons geval, aan die regering. Of ons nou saamstem met hoe die geld spandeer word of nie. Ons kan ongelukkig daaroor wees, ons kan bewus wees van korrupsie, maar dis nie die punt nie. Want wanneer ons belasting betaal, doen ons dit in gehoorsaamheid aan God. So die betaal van belasting word nou iets wat ons doen tot eer en verheerliking van God. Ons burgerlike gehoorsaamheid
behoort aan die keiser of aan die regering. Solank dit nie direk teenstrydig is met die geopenbaarde wil van God nie. En daar is 'n situasie daarvan in Handelinge 5 vers 29 waar die bevelvoerders en die Joodse gesagshebbers vir Petrus en die apostels wou keer om oor Jesus te praat en daar het hulle die keuse gemaak om te sê dit is vir ons belangrik om aan God gehoorsaam te wees. So die konteks daar met die verspreiding van evangelie. So wanneer ons gehoorsame landsburgers is aan wette en regulasies wat bedoel is vir ons eie veiligheid, is dit nie teenstrydig met die geopenbaarde wil van God nie. So die regering kry gehoorsame burgers, maar weer eens daardie gehoorsaamheid van ons kom van 'n plek waar ons eintlik gehoorsaam is aan God. So dit word ook iets tot eer en verheerliking van God. Ons deelname in die publieke lewe van ons land behoort of is 'n verwagting van die keiser of die regering. Ons neem deel aan verkiesings. Ons werk in ons land as onderwysers, as regeringsbeamptes, as dokters, verpleegsters, argitekte, wat se beroep jy nou ook al beoefen. En dien op daardie manier ons medelandsburgers. Maar dit is God wat vir ons daai vermoëns gee om te werk as ingenieurs, padwerkers, polisiebeamptes, wat jy ook al doen. So weer eens is dit God wat eintlik die eer kry. So dit behoort aan die regering. Dis nie 'n of nie, dit is 'n en. Ons motivering wanneer ons dinge doen, kom vanuit 'n plek vir ons liefde en gehoorsaamheid aan God. En dit is wat Jesus bedoel wanneer hy sê, gee aan God wat God toekom, want absoluut alles behoort aan God, selfs die keiser, selfs ons regering, want volgens Genesis 1 vers 27 is ons almal geskape na die beeld van God. Ons is sy skepping. Dit wat aan God behoort gaan veel dieper en verder as die ekonomie en politiek. Wanneer Jesus sê dat ons aan God moet gee wat hom toekom, tref dit eintlik die hart van werklike, geloofwaardige aanbidding en gehoorsaamheid. Die minste, ons geldnote mag dalk prentjies en beelde van regerings op dit hê. Maar die menslike siel dra die beeld van God. Ons mag dalk aan die wêreldse regering deelneem deur ons belasting te betaal en gehoorsame landsburgers wees, maar ons hele lewe en toewyding behoort aan God alleen. Wanneer Jesus sê dat ons aan God moet gee wat hom toekom, sê hy iets oor ons identiteit. Ons dra die beeld van God. In die 21ste eeu waar mense hulle identiteit koppel aan sukses, rykdom, besittings, tegnologie, moet ons aanhou om te besef dat ons diepste loyaliteit geestelik is, omdat ons behoort aan God. Daarom behoort ons tyd, ons talente, ons waardes, ons toewyding, ons deernis, ons menswees, absoluut alles behoort aan God en behoort God se beeld te reflekteer. Met die hulp van die Heilige Gees behoort ons hele lewens, ons hart, ons verstand, ons aksies as instrumente te gebruik vir God se geregtigheid en waarheid in hierdie baie deurmekaar en soekende wêreld. Is dit maklik? Glad nie. Daarom behoort ons in diepe biddende afhanklikheid van God te leef. Daarom behoort ons met 'n bewustheid van God se liefde en genade vir ons
na buite te leef. Ons Regula, en ek weet gewoonlik is daar so 'n hele paar voorbeelde van goed wat ons kan gaan doen en kan gaan oefen in die week wat kom. Maar ek vertrou dat ons almal reeds 'n hele paar dinge het wat ons daagliks beoefen om meer bewus te wees van God se teenwoordigheid in ons lewens. En daarom gaan ek vandag net een byvoeg. En ek wil julle uitnooi om saam met my net te lees wat staan in 1 Timoteus 2 vers 1 tot 3. Heel eerste, en dit is Paulus wat hierso skryf, versoek ek dat smekinge, gebede, voorbidding en dankgebede vir alle mense gedoen word. Vir konings en vir almal wat gesagsposisies beklee. Ek gaan hier invoeg ons regering. Sodat ons rustige en stil lewe in alle godvreesendheid en waardigheid kan lei. Dit is goed en reg in die oë van God, ons verlosser. Ons mag dalk nie hou van wat mense in gesagsposisies doen nie. Dalk stem ons glad nie saam nie. Maar die opdrag is om ook vir hulle te bid. So kom ons bid vir hulle. Kom ons maak ons oë toe en ons bid vir mense in gesagsposisies. Here, ons kom na U in diepe afhanklikheid en bewustheid van U groot liefde en die genade wat U vir ons het. En Here, dit is nie vir ons maklik in 'n wêreld wat daar soveel korrupsie is, daar soveel dinge is wat ons aandag weghou en wegtrek van U af nie. Maar ons kom vandag in gehoorsaamheid om te bid vir ons regering en vir alle ander leiers in ons samelewings en wat gesagsposisies beklee. Here, ek wil vra dat U ons eerste sal help om asseblief in nederigheid te bid vir hierdie leiers. Emosieloos in die sin dat ons nie moet kwaad word of gefrustreerd raak nie, maar met die diepe behoefte dat U hulle sal lei. Dat U hulle sal aanraak. Dat U hulle sal bewus maak van wat U wil hê vir ons land en sy mense. Vader, ons raak kwaad en ons raak hartseer wanneer ons sien hoe dinge verkeerd gaan, hoe ons uitgebuit word, waar daar korrupsie is en slegte dinge wat gebeur, en help ons asseblief om steeds, selfs in daardie moeilike omstandighede, ons leiers aan U op te dra. Here, ons leiers in skole, ons onderwysers, gee hulle asseblief die insig om daardie kinders wat voor hulle sit aan te raak met U liefde en U genade vir hulle. Here, ons bid vir ons polisiebeamptes wat in geweldige moeilike omstandighede hulle werk ook moet doen. Vader, help ons om aan hulle te dink in daardie omstandighede. Wees U hulle leier. Wees U hulle verlosser. Die Vader wat hulle vashou in daardie moeilike en donker plekke waar hulle werk moet doen. Here, daar is soveel mense in gesagsposisies en ons bid vir elkeen van hulle. U ken hulle elkeen. Lei hulle, Vader. Lei ons sodat ons hulle hande kan vat en ook kan sterk maak sodat alles in ons land kan gebeur tot eer en verheerliking van U naam. Dat U koninkryk onder ons sal wees, sal werk en sal kom. En waar dit nou vir party van ons 'n skoolvakansie is, wil ek vra dat U ons ook in hierdie tyd sal lei en sal beskerm en ons elke dag daaraan sal herinner deur die skepping dat U ons God is, dat U ons Vader is, ons verlosser,
dat U by ons is, dat U vir ons lief is. En help ons asseblief om daardie liefde en genade na ander om ons uit te leef. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen.